Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou lewe verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werk en wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom, waarin jy in vryheid kan wandel en ook in vryheid kan leef. Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wag met reikhalsende verlange vir mense om te sien, hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade, en dit is waarom ons deur die genade leef. Voor ek begin, moet ek hierdie grap vertel. Van julle het ek hom al klaar aangestuur op die WhatsApp voor, maar is vir my 'n goeie grap. Die ou gaan na in die kerk, maar hy's nou 'n rou boer. Ek meen, is daai man, hy dra net 'n two-tone hemp. En hy gaan die dag kerk toe, die eerste keer wat hy toe nou in 'n Pinksterkerk kom. Jong, maar daai man daar voor, hy laat waai. Jy kan sien, hy het vuur in hom. En hy preek oor Dawid en Goliat. En hy sê, man, Dawid sê vir Goliat, hy sê, wie's hierdie? Hy sê vir sy mense, wie's hierdie onbesnede Filistyn, wat so praat met God se mense? Vrystaat! En hy gaat nog so 'n end aan, en hy sê, man, hy vat daai klip, en hy gooi vir hom teen die kop. En daar slaat Goliat mos dood neer, vrystaat! Dis hy boer dog, maar ek begin aanklank vind by die kerk. Dit is nie 'n sleg kerkie, en maar hy leun toe oor na sy pel toe. Hy sê vir hom, hoor, as die man nou weer sê vrystaat, dan gaan ek sê hak. Jy weet, en hy sê nee, hy sê nie vrystaat, hy sê praise God. So as jy iets nie verstaan nie, vra net eers die ou langs aan voor jy iets skree. Nou, ons is besig om te praat oor bekering vanuit 'n Nuwe Testamentiese konsep. Ons het tradisioneel ons 'n idee gehad dat bekering, jy is wat jou sonde los. Dit noem ons bekering. Dis wat ons gedink het, maar dis nie hoe bekering werk nie. Hoe ons bekering gesien het in sondebelydenis is, jy erken jy's 'n sondaar, dis hoekom mense nie wil sonde bely nie. Want die oomblik as hy erken dis 'n sonde, dan voel hy, dis mos nou sy verantwoordelikheid om op te hou daarmee. Dis hoekom ouens sukkel om 'n sonde te bely. Hy wil altyd die ding regverdig. Jy weet, hy sal, as jy nou, ek onthou toe ek met die motorfiets so gejaag het, ek meen, as jy 300 ry, dan het jy gesê, ja, maar jy het altyd jou rede hoekom jy kan 300 ry. Ek sien, nuwe boys kan nou 400 ry. So, jy het altyd 'n rede hoekom jy nog vinniger en jy het altyd 'n verskoning hoekom dit nou so moet wees. Want die konsep van bekering wat ons gehad het en sondebelydenis is, die oomblik as ek erken dit is 'n fout, dan is die onus op my om van my sonde te bekeer. En dit was nog nooit waar nie. Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van hoe jy jou moet bekeer van jou sonde nie. En ongelukkig was dit gepreek as die evangelie, en ek dink tot nadeel van duisende mense. Soos ek gesê het, 2 weke terug toe ek bedien het, as ek met 'n ou praat, hier by een van die plekke waar ek gepreek het, praat ek met 'n boer, en ek sê vir hom, ons praat lekker, en toe hy uitvind wie ek is, hy vra, wat doen jy vir 'n lewe? Ek sê, ek is 'n predikant. Eerste woorde wat hy sê is, ek's jammer. Maar soos ek sê, ek het nie geweet of hy jammer is, ek's 'n predikant. Hy dink, ag, shame, arme jy, en of hy dadelik sommer sonde bely het nie. Maar die konsep wat ons het van God is, wel, ek moet net jammer genoeg wees, ek moet net genoeg berou in my hart hê, want as die jammermeter nie groen tref nie, gaan ek dalk nie die hemel haal nie. Net jammer genoeg wees. En dan, as jy jou sonde bely het en jy het jou bekeer, dan moet jy dit nooit weer doen nie.
Want as jy dit weer doen, dan beteken dit jy het eintlik nie bekeer nie, en dit maak die lewe vir jou eintlik nog slegter, en bring nog meer skuldgevoel op jou. En dit maak dat mense nie by die Here wil uitkom nie. Ek onthou jare terug, toe ek preek ek in Ritchie, is 'n dorpie net suid van Kimberley. Nou preek ons daar, nou sê ek vir die man, in 'n Kleerlingdorp, nou preek ek daar, nou preek ek hellfire en brimstone, my maat, ek preek hel warm. Nou sê ek vir daai ou, het jy jou nou al bekeer? Hy sê vir my, nee nog nie, ek sê nou wil jy hel toe gaan? Hy sê vir my, nee, hy wil ook nie hel toe gaan nie. Toe sê ek vir hom, man, maar hoekom bekeer jy jou nie nou nie? Hy sê nie, ek is nog nie reg nie. So nou, wat bedoel jy sê reg nie? Nee, maar ek kan nie nou al my sonde los nie. Want die konsep is, ek moet genoeg wilskrag bymekaar gemaak het, om my sonde te los en die Here te begin dien. En mense, dit hou mense uit die kerk uit. Dit hou mense weg van God af. Want jou eerste ding wat jy dink, as jy dink aan God, is skuld. Ek staan skuldig. Maar as ons gaan kyk na Jesus, en ons gaan kyk na Lukas 15, ek gaan dit gou lees, ek het nou nie in die notas nie. Jy sien in die notas die eerste gedeelte so skuins gedruk, dit is nou die herhaling van die vorige Sondag, en dan die onderste gedeelte is dit wat ek nou vandag gaan bysê, maar hier is nou nog 'n stukkie wat nou skuins gedruk moet wees. En al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na Jesus toe te kom en na hom te luister. Dink nou mooi daaroor. Al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na Jesus toe te gaan en na hom te luister. En hoor waaroor kla die fariseërs. Hy sê, en die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer. Dit beteken, hy het gemoun soos 'n tiener. En gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Nou hoor die konteks. En al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. So wie het gekom? Die tollenaars en die sondaars. En die fariseërs het gekla en gesê, hierdie man ontvang sondaars, aan die ander woord, hy nooi hulle na sy huis toe en eet saam met hulle. So Jesus hou 'n braai vir die sondaars. Dis nou maar wat hy eintlik gesê het. Jesus hou 'n braai vir die sondaars. En die sondaars het die gewoonte gehad om op gereelde basis soontoe te gaan en dan ook te luister na wat hy te sê het vir hulle. So hy het 'n braai vir hulle gehou en vir hulle gepreek. En hulle het daarvan gehou. Nou ek kan nou vir jou sê, as die boodskap was, want kyk, die skrif sê nie daar, en hy het op 'n tyd 'n tollenaar genooi, en toe is hy nie meer 'n tollenaar nie. Nee, hulle was nog steeds tollenaars, en hy het hulle gebly nooi. Want hy het geweet, in die gesprek wat hy met hulle het, sal hulle anders begin glo oor hulle self, dan sal daai nuwe manier van glo hulle verlos van wat hulle doen. Dis hoe dit werk. Ek kan nou vir jou sê, as Jesus vir daai tollenaar en daai sondaar gesê het, die eerste keer wat hy hom genooi het, nou kyk, jy's nou by Jesus die Christus se huis, nê? Hier maak jy soos ek maak. Jy rook hier nie, en jy drink nie hier nie, en hier praat jy net reg. Sou hulle dit nie hulle gewoonte gemaak het, om na hom toe te gaan en na hom te luister nie. So die eerste punt wat ek wil maak is, dat bekering gaan nie oor jammer sê nie, maar eerder oor 'n verandering van wat jy glo rondom wie God is en wie jy is. Baie belangrike punt. Ons sien daar in die notas, bekering tot die vergifnis van sondes. Ons sê baie keer, sien jy moet jou bekeer tot die vergifnis van sondes. Dit beteken, jy moet jou sonde los. Dit beteken presies nie dit nie. En ons gaan nou kyk wat sê die skrif daar. Hy sê, en hy het gekom, Lukas 3 vers 3, en hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. So wat was verkondig? Bekering tot die vergifnis van sondes. Met ander woorde, jy bekeer jou van iets, en dit bring jou uit by vergifnis van sondes. Nou kom ons kyk wat sê die Grieks daarso, die Thayer definition van vergifnis.
Daai, ek het nou ongelukkig nie reg geskryf, maar dis die betekenis van vergifnis. To release from the bondage or imprisonment. Om te verlos van binding of die tronk. So hy sê, en hy het gekom, en in die hele omtrek van Jordaan, en die doop van bekering, wat jou sal bring by die vrymaking van jou sondes. Ek hoop julle verstaan wat hy sê daar. Hy sê nie, los jou sonde nie. Hy het 'n bekering gepreek, en as jy daai bekering deelagtig sou raak, dan sou die gevolg van dit wees, dat jy vergifnis van sonde sal hê, of korrekte Afrikaanse vertaling daar sal wees, verlossing van jou sonde. Mense, ons sien vergifnis as 'n wettiese term. Ons moet vergifnis nie definieer binne in 'n wettiese term nie. Ons sien vergifnis as 'n regter wat staan voor 'n regsbank, en daar's 'n wet, en die wet is eintlik die God, en die regter gehoorsaam die wet, en die mens gehoorsaam die wet, en die regter gaan volgens hierdie wet, kan hy jou vergewe en so vir jou goed wees. Deur die straf van hy wet nie toe te pas op jou lewe nie. Dis hoe ons vergifnis gedefinieer het vir jare in die kerk. En dis hoekom jammer 'n oplossing is vir ons. Want ons konsep van vergifnis is, ek staan skuldig voor 'n wet. As ons konsep van vergifnis verlossing is, dan sal ons besef, jammer kan nie help nie. As 'n ou besig is om te verdrink in die see, help die woord jammer nie. Jy het 'n lewensredder nodig, wat hom kan verlos van die golwe. Dit is hoe die ding werk. So, ons sien, ek wil graag Markus 2 vers 17 lees, en toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het nie 'n geneesheer nodig nie, maar die wat ontsteld is. Nou, onmiddellik sien ons Jesus kom hier en hy gebruik genesing om vergifnis te verduidelik. Praat van iemand wat eintlik siek is. Praat nie van iemand wat iets verkeerd doen nie, praat van iemand wat siek is. Hy sê, ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En hier word vergifnis nie eens genoem nie. So Jesus sê, ek het gekom om mense tot bekering te bring, want hierdie bekering bring vir hom verlossing. So hy het nie mense geroep om hulle sonde te stop nie, hy het mense geroep om hulle te bekeer. Of tot bekering, en die gevolg van dit sal wees dan nou die verlossing van sonde. Nou, ek wil 'n voorbeeld gebruik, as ons nou kyk, en dit sal 'n baie praktiese voorbeeld wees vir ons wat hier in 'n boeregemeenskap bly. Ons weet wat gesê word rondom grondonteiening en al daai tipe van goed. Nou, om bekering tot vergifnis van sondes te verduidelik, gaan dit baie goed werk. Ons het altyd gedink, die grond is net onsin. Nou, wil die wet verander word. Nou is daar 'n ding dat ons kan die wet verander. Toe word daar gestem, dat in die parlement, en het gaan deur, dat 'n sekere artikel verander gaan word, en het word nou voor die konstitusionele hof gebring, en wat ook al. Wat gaan oor grond, wat het sal toelaat, om enige eiendom basies te onteien. En wat jy nou gedwing word om te doen, is jy word nou gedwing om jou te bekeer van wat jy gedink het rondom grond. Jou gedagte moet nou verander. Dis die woord bekeer. Dit is wat die woord bekeer basies beteken. Nou, as jy 'n grondeienaar is of 'n huiseienaar, nou sit jy met daai vrees binne in jou hart. Nou het jy vrees in jou gedagte. Nou as ek by jou kom en ek sê vir jou, bekeer jou van jou vrees, dan gaan jy vir my sê, ek kan nie. Hoe kan ek ophou vrees met hierdie gedagte? Wat jy moet hê is, jy sal graag wil hê, iemand moet aan jou bekering skenk, 'n ander manier van dink, wat jou sal kan verlos van jou vrees.
Met ander woorde, wat ons sal wil hê is, ons sal wil hê dat hierdie ding moet gaan na die konstitusionele hof toe, dat dit daar uitgeklaar word, dat dit onkonstitusioneel is en dat dit nie verander kan word nie en so bly. Vir ons wat grondeienaars is, wat grond geërf het en alles, dit is wat ons wil hê. So, imagine dit gebeur nou. Nou sal 'n ou kan rondgaan en sê, aan ons word nou bekering geskenk tot die verlossing van die binding van die vrees waarin jy geleef het rondom grond. Want jy kan nou anders dink oor jou grond. Want die wet het nou verander. Ek hoop julle verstaan. So bekering beteken, en nou gaan ons in by die Griekse beteken, bekering beteken a change of mind. 'n verandering van gedagte. Nou, laas Sondag toe ek gepreek het, toe kom ek nou by die huis, toe sê ek vir my vrou en kinders, sit ons al lekker daar in die sitkamer, toe sê ek, man, hoe was die preek vir julle? Nee, baie goed. Ek sê, okay, kom ek vra gou 'n paar vrae, laat ons kyk. Nou is ek daar, Bertus. Ek sê, Bertus, wat beteken bekering? Elena, ek gaan gou koffie maak. So miskien nou vanmiddag by die braai, dan kan ons die woord bekering dalk onthou. Bekering beteken a change of mind, 'n verandering van gedagte, of 'n verandering van 'n doel wat jy gevorm het. Dan sê hy saamgestel het twee woorde in die Grieks, meta, wat beteken saam met, en dan noia, wat beteken gedagte. So die woord bekeer, as jy hom letterlik moet opbreek in die twee woorde waar hy het saamgestel is, beteken dit om saam met iemand te dink. In die konteks van God, om met God te dink. Dink met God. As ons kyk in Suid-Afrika, praktiese voorbeeld, ek het al 'n paar keer die gebruik. In 1994, 95 het vryheid klaar gekom vir almal. Maar die grootste challenge is om elkeen te laat glo hy is vry. Hy moet hom bekeer. Hy moet hom bekeer. As jy jou kan bekeer van wat jy glo rondom die verbond waaronder jy staan, sal dit 'n effek hê in jou lewe. So, as ons dink, ons staan onder die wet, dan moet ons bekeer. Want ons staan nie onder die wet nie. Ons staan nie onder 'n stelsel waar jy 10 gebooie moet gehoorsaam, sodat jy genoeg punte kan kry in die hemel, sodat die Here jou kan seën eendag. Dit werk nie so nie. En dit sal nooit so werk nie. Die stelsel waaronder die mens gestaan het nadat Adam geval het, was 'n stelsel waarin die mens gesê het, ek gaan deur my eie werke die ewige lewe bereik. Of as ons dit eenvoudig wil maak, ek gaan deur my eie werke gelukkig wees, ek gaan deur my eie werke vrede hê, ek gaan deur my eie werke geluk hê ensovoorts. Is soos, en dan kom jy tot die besef, jy kan dit nie doen nie. En wat God kom sê vir ons is, dit wat ons nog altyd na gestrewe het, kom gee hy gratis vir die mens. Gratis. En as jy wil weet wat God vir jou gegee het, nou mense, dit kan nou tegnies klink, dit kan nou hoe ook al klink, maar dit bly nou maar die simpel waarheid. As jy wil weet wat God aan jou kom gee het, hy het 'n boodskap kom gee aan die mens. En daardie boodskap het toe vlees geword en onder ons kom woon. As jy wil weet wat God eintlik vir jou sê en wat God vir jou wil gee en gegee het, is 'n fisiese opgestane mens wat bo sonde en bo dood is, wat sit in gelykheid aan God, my maat. Glo dit of nie, maar dit is beter as 'n nuwe Pajero. Dis beter as 'n nuwe kar. Dis beter as 'n goeie figuur. Dis beter as al daai goed. Ons praat van gelykheid van die godheid in 'n mens, man. Waar 'n sterflike mens kom deel
in die gelykheid van die volheid van God, en nie net 'n sterflike mens nie, jy. Ons kan nie eers onsterflikheid in ons liggame bedink nie. Ons kan nog miskien onsterflikheid bedink in die sin van, ek het 'n begin en nou kan ek dalk nog vir ewig lewe, maar die lewe wat God aan ons kom gee, wanneer jou liggaam dit ervaar in die opstanding van Christus, sal jy kan sê, o, is dit hoe dit voel om nie eers 'n begin te hê. Jy sal wel spring. Jy sal spring, Tannie. Amen. My Tannie is hier knie en al. Jy sal 'n blydskap binne in jou hê. As jy kan besef, ons sal kan besef hoe dit voel om nie 'n begin te hê nie. Dink bietjie daaroor. En nie net 'n geestelike bedenking nie, in jou liggaam, my vriend. Ons het redding 'n geestelike ding gemaak. Dis nie 'n geestelike ding nie, dis 'n fisiese ding. Jesus was 2 keer gebore. Hy was gebore uit Maria. Jesus was 2 keer in 'n fisiese vorm gebore. Ons weet dit nie eers nie. Maar dis die waarheid. Hy was gebore uit Maria, en toe sy fisies uit die dood gebore, die dag toe hy die dood uit opstaan. Dis hoekom jy weer gebore moet word, om die koninkryk van God in te gaan. Jy moet 'n fisiese opstanding hê, wat jou lyf aan behoort, en vanuit dit sal jy kan sien hoe die koninkryk van God werk. En ek wil vir jou sê, jy kan jou naaste nie lief hê totdat jou lyf hiermee doodgaan nie. Dis of 'n gawe, of jy gaan dit nie hê nie. Dit is wat God kom skenk het aan ons. So, bekering, ek wil nie te diep in die goed gaan nie, maar bekering beteken eenvoudiglik maar net om saam met God te dink, of om dieselfde doel wat God met jou het te sien. So, as die doel wat God met jou het 'n sekere doel is, en jy het iets anders gedink, dan sal 'n bekeringsboodskap, met ander woorde, 'n boodskap wees, wat die ware doel vir jou verduidelik, sodat jy die ware doel kan glo. En dan word bekering aan jou mos nou geskenk. Die mens het gedink, hy is 'n tuinier, wat in God se tuin moet werk, wat van al die bome mag eet, behalwe een boom. God het 'n werker nodig gehad, hy het iemand nodig gehad om hom te aanbid, en 'n klomp goed. En ons het in harde werk guns probeer kry by God, sodat God vir ons 'n deurbraak kan gee in die lewe. Ons het deur harde werk, het ons die kerk probeer dien, die Here probeer dien, reg probeer lewe, sodat God vir my 'n goeie werk kan gee. As jy nou 'n man is, dis wat jy wil hê. Klomp geld, huis, kar, baie mooi vrou. 'n GS 1200. Amen. As jy daai goed het, dan gaan jy die Here bly gehoorsaam, dat jy dit net nie verloor nie. En dan hoop jy, dat jy net daai jammer sê, voordat jy doodgaan, dat jy net in die hemel ook kan ingaan. Dis dan 'n lae manier van godsdiens, my broer, maar as jy hom nou mooi uitsit, is dit maar eintlik hoe dit werk. Maar op die ouend van die dag, was dit nie God se doel nie. God se doel met die mens was, God is die enigste wese wat daar is, wat ewige bestaan het. Daar's net een so wese. Dit is opgeteken in 2 Timoteus 1. Daar staan, God, die enigste onsterflike. So, dis die skaarsste ding wat daar is onsterflikheid. Dis die skaarsste ding wat daar is. Jy kry niks so skaars soos onsterflikheid nie. En net God, die enigste een wat in die Engels sê hy, the unapproachable light, lewe, wat die enigste een is wat onsterflikheid besit. Daardie God het gesê, ek het 'n doel met die mens, en dit is, ek wil hê, dat hy ook 'n onsterflike moet wees. Dis die evangelie, mense. Ons het die evangelie gemaak, wanneer gee die Here jou pak, en wanneer gee jou nie pak. In meantime is God besig om van stof 'n onsterflike wese te maak, wat saam met hom kan sit aan die regterhand van God, en deel in die kwaliteit van lewe van die enigste onsterflike,